kom vanmorgen op hierdie plek. Vertrou dat julle gereed is om die Here sal te hanteer wat ons nou hier moet doen en sin daarvan. Mag die Here vir julle toets. Ek het goed gedink om Deuteronomium 32 vers 11 te gebruik as 'n beginteks. Soos 'n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop, oor hulle fladder en hulle vang, op sy vlerke wat hy oopsprei, soos 'n arend wat sy kykers op sy vlerke dra, so het die Here, net hy alleen, sy volk gelei. Daar was nie 'n ander God by hom nie. Kom ons onthou by hierdie geleentheid vir Louis Bester en julle paar oomblikke is in stilte om net die man wat ons hier te rus te kom lê te onthou. There was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew her. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah, 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 I did my best, it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth that didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
in afhanklikheid, in dankbaarheid, in die wete dat ons alleen by U ons hulp, ons krag kan vind. Ons kom, Here, as ons stikkend is, dat U ons sal heel maak. Ons kom as ons harte treur, dat U ons sal troos. Dankie dat U dit nog altyd gedoen het. En vir baie en baie meer kiese. En dat U dit ook vanmôre vir ons kan en wil doen. En my gebed is, Here, dat U nou hier teenwoordig sal wees. En dat U met U woord en met U Gees in ons lewens sal inspreek. En 14. Matteus 14 vers 22. En Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skuit te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy daar, alleen. Die skuit was reeds 'n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe getuister, want die wind, dis 'n spook. Van angs het hulle hart begin skreeu, maar Jesus het dadelik met hulle: "Wees gerus, dis ek, moenie bang wees nie." Toe sê Petrus vir hom: "Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom." "Kom," sê hy. Petrus het by die skip uitgeklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep: "Here, red my." Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê: "Klein gelowige, waarom het jy begin twyfel?" Hulle het toe in die skuit geklim en die wind het gaan lê. Die manne in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê: "U is waarlik die Seun van God." Lily, Ellie, Irene, familie en vriende en ook julle wat saam met ons op die streaming ingeskakel is. Die Here wil vanmôre vir julle kom troos. Uit Matteus 14 vers 27. Jesus sê: "Wees gerus, dis ek." Matteus 14 vertel van mense wat swaar gekry het. Mense wat aanvanklik nie verstaan het wat besig was om met hulle te gebeur. Mense wat een nag bang geword het. Matteus 14 vertel van mense in 'n storm. Vriende, is ek en jy nie met hierdie COVID in ons eie storm? En is hierdie familie nie meer in die besonder vanmôre in hulle storm nie? Kry jy vanmôre swaar onder die aanslag van wat rondom en met jou gebeur? Is dit jy wat vandag nie alles verstaan wat met jou gebeur? Is dit jy wat soms bang is? Al ons kinders bang is oor die volgende tree wat ons in hierdie lewe moet gee. Is dit jy wat vanmôre voel ek sink? Dan is dit vir jou wat Jesus vanmôre 'n boodskap het. En sy boodskap is: soos die hand wat uitgesteek is om Petrus te gryp en vas te hou en op te tel,
is dit Jesus wat vanmôre sy hand steek na jou, wat in 'n wêreld is, wat rondom ons wankel. Kom ontdek saam met my 5 waarhede van Jesus, wat sy hand na ons toe uitsteek. Kom maak soos Petrus, gryp daardie hand vanmôre in jou storm. Ek leer 5 dinge van Jesus en sy mense in 'n storm. Die eerste een is, hy dwing ons soms in storms in. Probeer jou die prentjie voorstel. Op die rand van daardie Palestina groot meer staan Jesus en sy mense. Hulle wat hy sê, wat hy lief het vir hulle, wat hy noem, my vriende. Hulle van wie hy sê, dis my disippels. Daar aan die waterkant word dit met eens donker. Dis nag en die wind begin optel. En dan staan daar in die 53 vertaling, Jesus het hulle gedwing om op daardie water te gaan vaar. Nog erger, hy self gaan nie saam nie. Hy klim teen die berg op. En toe gebeur dit. Jesus se mense beleef die donkerste nag van hulle lewe. Kan dit waar wees? Jesus stuur sy mense wat hy liefhet alleen in die nag op die oop see in 'n storm. Die vraag wat ek en jy vanoggend moet vra: Jesus, hoekom doen U dit by die wester van U? Jesus, hoekom doen U dit met ons in Suid-Afrika? Jesus, hoekom voel dit vir ons asof ons alleen is? Waar is U? Waarom is U besig met ander dinge terwyl ons in die nag 'n storm veg? En dan kom die antwoord. En vriende, moenie bang wees om vir Jesus te vra waarom nie, want dan sal jy die daarom kry. En dan kom die antwoord in ons tweede gedagte. Jesus was besig om te bid. Is dit nou waar? Is Romeine 8 vanmôre waar, wat sê, hy het opgevaar in die hemel, hy pleit vir julle. Waaroor dink jy het Jesus op daardie berg gebid daardie nag? Terwyl sy mense binne sigafstand in 'n storm is. Waarom dink jy was hy op die berg? Daardie berg wat my vertel word, jy die hele Galileese meer met 'n oogopslag kan sien. Waarom is hy daar? En dan lyk dit vir my, die teks waarmee ons begin, dit is waar. Soos 'n arend sweef oor sy kleintjies. So het Jesus se oë daardie nag oor daardie disippels gewaak. In ons teks is Jesus besig om sy mense 'n lewensles te leer. Om vir hulle te wys wie hy is. Op hierdie stadium het hierdie disippels nog nie mooi verstaan wie is dit hierdie wat hier met ons te doen het nie. In hierdie opsig, daardie nag, leer Jesus vir sy mense, wie is ek? Hy wil hê sy mense moet hom leer ken as 'n redder wat nie te laat kom nie. Vriende,
dit wat jy nou beleef, is ook daarvoor bedoel. Hy wil ons bring by die ontdekking van ons lewensdoel. 'n Ontmoeting voor jy hierdie wêreld verlaat, maak seker dat jy Jesus in die storms van jou lewe ontmoet het. Jesus bid nou vir julle. Hy bid dat julle nie die aarde moet kies nie, maar vir hom. Hy bid dat jy nie moet sink in ongeloof nie, maar dat jy moet verrys en sterker word. Meer nog, daar waar Jesus hoog teen daardie berg waak, sien hy alles. En toe hy sien, nou het my mense my nodig. Toe kom hy. Toe kom hy op 'n wonderbaarlike wyse. Toe kom hy al wandelende op die water. Kan jy hierdie gebeurtenis vanoggend op jou omstandighede, op Louis se dood toepas? Jou Here se hand is uitgesteek na jou toe. Hy kom na jou toe om dit te gryp. Wat leer ons in die derde plek hier? Dit is nie maklik. Dit was nie maklik nie. Dit sal ook nie vir my maklik wees as my dag kom nie. Dink jy vir 'n oomblik in die situasie wat afspeel in daardie bootjie op die water. Wat dink jy is alles gesê in daardie bootjie? Ek het vir julle gesê, ons moet nie vannag op die water gaan. Jy kon mos die storm sien kom. Hoekom dink julle het hy nie saamgekom nie? Ek dink daar was verwyte. Ek dink daar was harde woorde. Ek dink daar was vrees. Ja, dit is wat die slaaf van die lewe met ons maak. Dit maak ons partykeer so ontevrede met my omstandighede. Dit maak ons partykeer woedend. Dit stel ons teleur. Dit bring vrees. Dit is moontlik dat ek en jy ook so kan voel oor dit wat hier gebeur. En weet jy, as jy gaan toelaat dat dit jou oorheers, dan mis jy Jesus se plan met die storms in jou lewe. Dan hoor of dan sien jy hom nie, en dan ervaar jy nie dat hy vir jou bid nie. Dan mis jy daardie hand wat uitgesteek is na jou. Dan kan met jou gebeur wat met daardie disippels gebeur het. En 'n mens kon nie glo wat met hulle daai nag in hulle gedagtes gebeur het nie. Jesus kom met sy liefde in die storm na sy mense toe en hulle herken hom nie. Hulle sien ander goed raak. Hulle hou hulle besig met ander goed. Hulle hou hulle besig met die aarde. In plaas daarvan dat hulle die Jesus sien kom, sê hulle, dis 'n spook. Dis 'n spook. Dis die vraag wat Louis Wester sy COVID-dood in COVID-tyd vanoggend voor my kom neersit. Voor jou kom neersit. Wat sien jy nou? Sien jy 'n spook? Of sien jy 'n verlosser wat na jou toe trek? Op 'n harde manier, op 'n moeilike manier.
reik uit na jou. Ek bid vir ons almal wat vanmôre in hierdie kerkgebou is. Wat geraak is deur Louis se voortydige dood, en ek het by baie mense gehoor en gesien dat mense is geraak, ook die jongste mens wat in ons gemeenskap en gemeente dood is aan COVID. Ek bid vir jou, dat jy vanmôre die regte ontdekking sal maak. Nie die van 'n spook nie, maar van die Here wat lief is. Die vierde gedagte wat ek hier opmerk, 'n ontmoeting met Jesus in ons storms. Luister na die woorde wat hy daardie storm na sy disippels toe kom. Vers 27. Wees gerus. Dis ek om die 365 dae van die jaar te vervul. Het jy al na 'n mens toe kom en dan sy eerste woorde vir daardie mens, moenie bang wees nie. Dis nie 'n spook nie. Dan sê hy die mooiste woorde in hierdie hele gedeelte. Dit is ek. En weet julle, dit was die woorde wat God Moses mee gestuur het om die volk uit te lei uit Egipte. Gaan sê vir hulle, ek is. Jesus sê, dit is ek. Ek lees 'n ware verhaal van 'n seun, Nicaragua, wat kanker gekry het. Swaar gekry het, pyn gehad het. En telkens, as hierdie jong kind kreun van die pyn, dan het hy geprewel, dit is die Here. En nadat die kind gesterf het sy ouers hulle verlies, hulle pyn, op dieselfde manier verwerk as wat die kind vir hulle voorbeeld gestel het. En daarom het hulle op sy grafsteen geskryf: die boodskap van ons seun se dood, dis die Here. As jy in die hardheid van die lewe daar buite staan, in jou storms, ek hoop ek sal kan sê, vir elke ding wat hierdie lewe na my toe gooi, dit is die Here. Hy is met my besig. Laastens, wat leer ons van Jesus in ons storms? Die goddelike erkenning wat daar op mense se lippe gekom het. Ek dink hierdie gebeurtenis vroeg in Jesus se aardse bediening het sy disippels verander. Die disippels wat minuut gelede geskreeu het van die vrees, dis 'n spook, val op hulle knieë. Die storm is nog nie verby nie. 'n Storm word nie met eens stil nie. Die golwe is nog hoog, die wolke is nog dreigend. Maar hier het 'n man na ons toe gekom. Sy hand na ons toe uitgesteek. En hy het vir die wind gesê, word stil. En toe val hulle op hulle knieë. En hulle sê, U is waarlik die Seun van God. Vriende, Lindy en kinders, en Irene, en familie, en inluisteraars, kan jy nou sê, ek behoort ook op my knieë te val. In my storm moet ek ook vanmôre sê, Jesus, U wat die dood oorwin het, U wat die graf oopgebreek het, U is waarlik die Seun van God. Toe ek vanmôre hier na toe ry, toe kry ek 'n SMS, 'n WhatsApp, skryf ons baie van. Nou hoop ek kan hom uit die kop uit onthou. Dit is 'n prentjie van 'n bed en 'n graf en onder staan dit:
ek weet verseker, uit die graf sal ek opstaan. Is nie so seker of ek weer altyd uit die bed sal opstaan. Kan jy vanmorgen met hierdie geloof, hierdie sekerheid gaan? Dis hoekom jy in die kerk is. Wie het vir jou gesê om op Woensdag 11:00 in die kerk te wees? God het. Omdat hy jou wil ontmoet. Sodat jy kan sê, Jesus, jy is my ja. Amen. Ek het hierdie ook iewers opgetel, geen nag is te donker. Geen las ooit te zwaar. God kan in alles sy kinders bewaar. Kom ons bid. Ons Vader, Here, as ons nie u woord gehad het, as ons u nie gehad het met Jesus, dan was ons vanmorgen hopeloos. Dan moes ons sê, hierdie is die einde. Daar's niks hierna nie. Maar nou kom u en u open vir ons die graf as 'n poort na die lewe. En ons is vanmorgen nog in die posisie om te sê, Jesus, u is waarlik die Seun van God, my redder. Bid dit vir ons elkeen wat hierna luister. En bid dit vir hulle wat vanmorgen hartseer is. Amen. Kom ons handel die paar voetjies af. Ons luister eers voordat ons vir die bedankings en die huldeblyke gaan. Kom ons sê, time to say goodbye.
Louis se lewe te vier, en hulle het net gevra om die huldeplek te doen. En dit is nie seker om as ek gedink het, ek gaan my help nie, want ek kry die garantie van die Here. En dit is verseker nie omdat ek mooi praat, maar ons is nou vandag hier, en dit is nie die omstandighede waarin ons mekaar wil sien nie. Nou meeste van julle hier die voorreg gehad om weer die lewens te gehad het, vir baie langer jare as wat ek het. Maar my laaste 11 jaar saam met Louis was regtig voorreg. As mense oor mense praat en oor mense dink, en dan iemand probeer verduidelik van iemand, dan het ons gewoonlik 'n label. Ons het praat van Joos die springbokspeler, Gerry die bankbestuurder, Koos die prokureur. Ons gee vir elke persoon maar 'n label soos ons hierdie lewe gaan. Nou vir Louis gaan ons ook soos vorentoe staan ook maar 'n label gee. Nou my eerste ontmoeting met Louis 11 jaar terug gaan interessant wees, want die meeste mense van julle wat hier sit, se labels sal vandag vir Louis sê, Louis die visvanger, Louis die ou van landboupartner, Louis die grapjas, poetsbakker. En vir my, die eerste ontmoeting met Louis het 80% oor visvang gegaan. Maar die label wat ek hom gegee het binne minute, was 'n great pa. Nou die van julle wat langer ure in sy geselskap was, het geweet dat een van die labels wat jy gaan gee is daai poetsbakker. En vir Bucks met OCD, jy was maar 'n soft target vir Louis. Ons kon nie wag oor naweek om te hoor wat het hulle op Bucks se tafel rondgeskuif het. Ek het nog dink vir ou met OCD is, die kom die tafel aan, dit is nie nou so verwas nie. En dit was nogal een van sy dinge. Nou die wat Louis in die Olivier se paadjie ken sal weet wat sy rol Louis in die familie gespeel het, die rots wat hy geword het en die man wat hy was. En toe het hulle ook die voorreg gehad waar Louis toe vir Lindy kies om deel van sy familie te wees. Nou of hy haar nou gekies het of nie, deel van die familie was sy naam was hier vasgeleef in die familie. Dus as jy elkeen hier sit en dink aan daai label wat ons vir Louis gaan gee going forward, praat ons dan ook al natuurlik die tweede ding is ons praat oor 'n man se karakter. En as jy praat oor 'n man se karakter, as die woorde wat vinnig opkom by Louis, loyaal, eerbaar, opreg, 'n man van God, 'n man van liefde, great pa soos ek gesê het, maar 'n woord wat jy nooit by Louis sal gebruik is die woord moeite. Niks was vir Louis ooit moeite nie. Hy sal tyd maak vir jou, hy sal selfs van sy visvangtyd opgee om by jou te wees en te help waar hy kan. En min mense kon dit doen sonder dat daai gesig, almal ken daai gesig as iemand vra, kan jy vir mense in daai gesig pals? Ja, kan, maar dit is nie Louis. Dit was altyd opgewondenheid om iets vir iemand te doen. Dus snaaks 2 weke terug, ry ek die bakkie met die 2 dogters en ons praat oor 'n paar dinge in die volgende oomblik om die gesprek vir die hemel op. En terwyl ons so oor die hemel praat, begin hulle natuurlik duisende vrae vra oor wat kan 'n mens alles daarbo doen? My bewoording aan hulle is toe dalk nie akkuraat nie, maar gepas op daai oomblik dat jy kan enigiets daarbo doen. Jy kan net nie slegte dinge doen. Die volgende oomblik vra hulle, maar kan ek 'n pet panda kry en dalk 'n haai? Nie so dierbare gaan gebeur nie, maar dit is vir kinders te vra op hou. En die volgende maar kan jy ook kies hoe oud jy daarbo is. Ek dink baie van ons wat hier sit sal daai keuse wil hê eendag as jy daarbo kom. Nou, toe ons nou weer terug vir die kinders moet verduidelik dat Louis in die hemel is, toe vra hulle onmiddellik, mag hy nou enige vis vang daarbo? En kan hy dit heeltyd doen? Is dit nie fantasties? Die prentjie wat 'n kind skets van hoe fantasties ons geloof is nie. Dat dit is die wêreld waar ons lewe. Nou vandag gaan geen woorde of situasie dit makliker maak nie. Die lewe draai snaakse draai met die mens. Vandag is die lewe bietjie donker en bietjie koud. Maar een ding is verseker, môre kom die son weer op en ons is 'n familie, ons is 'n gemeenskap sal weer kom. Louis, jy sal gemis word, jy sal verlang word. Jy trap spore in ons harte en dis voel jou aan. Ons sal seker maak en staan in daai skoene van jou. Nie vol nie, maar daar. Op 'n ligte noot, jy kan 'n bietjie by ons kom spook. Ons sal okay wees. Dankie. Vraag ons die volgende mense bedank. Vir hulle hulp en ondersteuning in die saakstel. As jy nou iemand uitgelaat word, verskoon asseblief. Dr. Kutzler en Dr. Jackson, die personeel by die Bank Uniek, vir die lesing vir die ondersteuning en die mooi toeristies.
kinders vir al die met hulp van die reëlings en die respek word die goeie hanteer in die moeilike omstandighede. Personeel van Malkering vir al die almal. Stien, baie dankie vir die blomme en die postpakkies, as ook vir al die saniteer van ons huise en al die liefde en ondersteuning van die dag. Dankie vir almal se liefde, ondersteuning en almal wat ons het. Ons waardeer dit praat. Dankie vir al die besoeke, oproepe, boodskappe en blomme. En dit het gevra, ek moet met 'n paar mense spesiaal van haar kant af bedank. Ek lees dit voor, soos wat sy dit geskryf het. Hoe sê ons drietjies dankie aan ons familie? Ons woorde het opgeraak. Swen en Peggy, toe die nuus Dinsdag kom dat ons nie 'n bed vir Louis kry nie, het julle dadelik self begin soek. Julle het Dr. Chet Jakes gebel en julle het nie opgehou soek totdat hy vir Louis 'n bed gereël het vroeg Woensdagoggend nie. Dankie ook vir julle reëlings met Lelei en die mediese fonds om gereed te wees om Louis oor te plaas. Vandat julle hier aangekom het julle nog nie opgehou werk nie. Dankie vir die ontwerp van die boekie, die slideshow en al die admin reëlings waarmee julle my gehelp het. Goed, ek het nie woorde nie. Sonder aarzeling het jy Marie gebel en julle het al die reëlings getref sodat die Netcare 911 helikopter Louis kon haal. Die reëlings van die hospitaal was nog nie eers getref nie. En die medies het nog nie eers die helikopter goedgekeur nie. Totdat weet jy al die helikopter is op pad met Sabrina en Koen. Van die beste medics om Louis die beste kans te gee. Jy en Marie was heeltyd in kontak met die helikopter en het ons op hoogte gehou van waar hy trek en ons het presies geweet hoe laat hy sou laat. Mami, Dinsdag het Mami deurgejaag toe die nuus kom dat Louis moet ICU toe. Woensdagoggend toe ek 5 uur moes ry om by die hospitaal te wees, was Mami daar en Mami het ons 3 ondersteun. Ma het landbesand gebel om te help soek vir 'n hospitaal met 'n ICU bed. Baie dankie vir al die reëlings waarmee Ma ons gehelp het. Ma het ons nog nie 1 sekonde alleen gelos nie. Dankie dat Ma ons versorg het en dankie dat Ma alles van ons skouers afgevat het. En dan aan my 3 kinders, vir julle is ek die dankbaarste. Julle is my grootste geskenk van Papa. Dankie ook vir al julle hulp en ondersteuning. Lief julle baie, Lindy. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one right beside me, is where I belong.
Ouers reël die uitstapprosedure. Ons is gevra dat ons 'n familie kans gee om van daai kant af verby te beweeg. En die van julle wat die behoefte het om ook 'n blommetjie hier te kom neersit, is welkom. Ons gee net eers 'n familie kans om dit te doen. Soos jy uitbeweeg, moet ek buite of in die portaal, gaan jy 'n kospakkie kry om saam te neem. Sterkte vir julle, spreek die seën uit. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly by julle. Amen. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Why'd you have to leave so soon? Why'd you have to go? Why'd you have to leave me when I needed you the most? 'Cause I don't really know how to tell you without feeling much worse. I know you're in a better place, but it's always gonna hurt. Carry on. Give me all the strength I need to carry on. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. How do I breathe without you? Feeling so cold. I'll be waiting right here for you till the day home. Carry on. Give me all the strength I need to carry on. So let the night guide your way. Hold every memory as you go. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you.